Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se Pinksterdiens. Ons is nou alreeds so 'n bietjie oor halfpad met die Pinkster en ek dink dit is regtig vanaand een van die hoogtepunte waarby ons gaan stil staan in terme van ons tema vanaand is ons hoop dat ons gebede gehoor sal word. So ja, dis regtig 'n lekker relevante tema, want ek dink baie keer dan voel dit vir ons of ons bid en daar nie regtig vir ons krag in die gebed is of ons voel ons bid of dit slat teen die plafonne vas. Maar as ons kyk na van die getuienisse van wat met Petrus gebeur het, sien ons 'n heeltemal 'n ander verhaal. Maar voor ons begin, kom ons raak net 'n oomblik stil voor die Here. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanaand 'n stukkie uit ons dag hier by die kerk kan bymekaar kom. Here, help ons om vanaand stil te raak. Here, help ons vanaand om vir 'n oomblik van hierdie dag en die week te vergeet. Here, help ons vanaand om op U te fokus, op die woord en op die evangelie. Here, help ons om te hoor en om te voel. Amen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en oor al die uithoeke van hierdie wêreld. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons. Ons Hemelse Vader, as ons vandag hierdie gedeelte lees, dan lees ons dit nie sommer net ligtelik nie. En ons wil nie vanaand hierdie gedeelte nie net sien as 'n historiese gedeelte nie. Here, maar help ons om vanaand die volle prentjie te sien. Here, help ons om vanaand 'n God wat magtig is raak te sien. Here, help ons om vanaand die bekommernis van 'n geloofsgemeenskap te kan voel. Here, help ons om vanaand onsself in die skoene van die apostels en die gelowiges te plaas. Here, help ons vanaand om U raak te sien. Here, help ons vanaand om op U te fokus. Here, dankie. Here, dankie weer eens dat ons saam as gelowiges in U woord 'n stuk wysheid, 'n stuk hoop en 'n stuk van U krag kan sien. Amen. Ek lees vir ons Handelinge 12 vers 1 tot by 19. In die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broers van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat hy by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het destyds die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge vasgeboei en het voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met een staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus en sê sy om hom wakker te maak en sê vir hom, staan gou op. Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vas en trek jou skoene aan. Petrus het dit gedoen en sê toe vir die engel, trek jou boeklied aan en kom saam met my.
Petrus het agter die engel uitgegaan en sonder om te besef dat hy werklik bevry word, vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die eisterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en 'n end met die strate was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam Rode het hom gehoor wie is dit? Toe sy Petrus se stem herken, was hy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar, jy is mal. Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle dat dit is sy gees. Intussen het Petrus aanhou geklop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hande vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk gelei het. Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges, het hy gesê, en na 'n ander plek toe vertrek. Dit het toe dit dag word, was die soldate nie min ontstel oor wat met Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. Net tot sover. In sy Bybelse dagboek vir hierdie dag skryf Prof Mias de Klerk pragtig oor hierdie gedeelte in Handelinge 12. En hy sê, gelei deur die engel, wag die een verrassing na die ander vir Petrus. Die boeie val van sy hande af. Die ondeurdringbare ysterdeur swaai oop. Die getuie van Jesus ontdek dat die onmoontlike moontlik is. As die Here jou deur sy bode wek in jou boeie, staan op en volg hom en ontdek dat die ysterdeur as ware van self sal oopswaai. En in 'n sekere sin het die Here die sleutels om die ysterdeure op ons lewenspaaie te laat oopswaai alreeds in ons hande geplaas. Daardie sleutel wat hy vir ons gegee het om hierdie ysterdeure oop te maak is gebed. Die vroeë gemeente het onophoudelik vir Petrus se vrylating gebid. En God het geantwoord. En wat 'n kragtige getuienis wanneer mense saam bid en God 'n uitweg gee. Hy tree op. En dan bring dit ons by die vraag wat ons self vanaand moet afvra as ons bid. Glo ek regtig dat ysterdeure in my lewe oopgeswaai kan word wanneer ek bid? Nou om die grootte van hierdie wonderwerk te verstaan en om te verstaan wat regtig hierso met Petrus gebeur het, moet ons eers kyk na die politiese agtergrond van hierdie gedeelte. Ons moet 'n bietjie kyk en net stil staan, maar wat was aan die gang en wat was besig om te gebeur in Judea en met die Romeinse ryk? Rome was 'n absolute wêreldmag en hulle strategie was om plaaslike leiers aan te stel om namens hulle beheer te hou. Nou die Herodes dinastie was sulke leiers gewees. En in Handelinge 12 ontmoet ons Herodes Agrippa. Dit was die kleinseun van die oorspronklike Herodes die Grote. Hierdie konings het op dun ys geleef. Want as daar enige onrus, enige probleme of enige situasie was wat vir Rome gelyk het asof dit buite die beheer
van die Romeinse ryk was en buite beheer van hierdie koning of hierdie leier van hierdie geografiese gebied, dan was Rome ewig ontstel. En maklik, hulle verwyder hom en hulle stel een van hulle eie mense daaraan. Nou Herodes Agrippa het dit geweet. Hy was bewus van hierdie subtiele verhouding en orde wat die Romeinse ryk verwag. En hy sou enige iets gedoen het om die Jode tevrede te stel. Nou die tradisionele Jode het hierdie vinnig groeiende Christelike kerk met alles in hulle gehad. Tydens Paasfees, wanneer duisende Jode in Jerusalem was, begin die politieke manipulasie. En hulle oortuig vir Herodes dat hy teen die Christene moet optree. En as 'n gewetenlose politieke skuif, laat Herodes vir Jakobus onthoof. En toe hy sien hoe gewild dit hom nou onder sy mense gemaak het, dink hy, maar kom ons gaan vir die groot vis. Kom ons gaan vir Petrus. Menslik gesproke was hierdie situasie vir Petrus hopeloos. Hy was in een van die swaarste bewaakte tronke in die Romeinse ryk geplaas. Hy was bewaak deur 16 soldate, 4 afdelings van 4, vasgeketting tussen 2 soldate, wagte voor die deure. En hy was geskeduleer om vir 'n openbare verhoor en 'n teregstelling net na Paasfees. En ons kan onsself indink wat hierdie Jode sou vereis het van Herodes in hierdie openbare teregstelling. Maar te midde van hierdie politieke oormag staan daar een kragtige sinnetjie in vers 5. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend gebid. Terwyl Herodes op sy politieke mag staat maak, maak die gemeente staat op die Almagtige. Wat in die tronk gebeur, is absoluut genade. Terwyl die soldate slaap, verskyn 'n engel. Die kettinge val af, die ysterdeur swaai van self oop en Petrus stap uit hierdie verskriklike tronk. Maar wat daarna gebeur is amper komies. En dis eintlik baie ironies. Petrus stap toe na die huis toe van hierdie gelowiges wat besig is om te bid, laat hy vrygelaat word. Hy klop aan die voordeur, die diensmeisie maak oop en dadelik herken sy Petrus se stem. Sy is so opgewonde dat sy skoon vergeet om vir hom die deur oop te maak. Sy hardloop binne toe en gaan vertel vir hulle en sê, "Julle Petrus is hierso." En hulle reaksie is ongelooflik. Hulle sê nie, "Prys die Here, hy het ons gebede verhoor nie." Hulle kyk na hierdie diensmeisie en hulle sê vir haar, "Jy is mal." En toe sy volhou, sy sê, sy het Petrus se stem gehoor, sê hulle vir haar, "Man, dit is seker maar net 'n gees." Met ander woorde, Rode, moet ons nie steur nie, ons is besig om te bid, laat Petrus vrygelaat kan word. Hierdie klop, die lewende, die asemhalende antwoord, die Here antwoord met 'n asemhalende Petrus op hulle gebede. Hier staan hy voor die voordeur en hulle weier om die deur oop te maak. En dit dwing ons vanaand om te vra, het hulle regtig met verwagting gebid? Of het hulle dalk vir God in 'n boksie probeer druk? Was hulle oortuig dat die Romeinse tronk en Herodes se mag net te sterk was vir God se gebede? Dalk het hulle gebid dat Petrus net die krag sou hê om sy teregstelling deur te gaan, eerder
as wat God hom heeltemal bevry. En toe hulle uiteindelik die deur oopmaak en hulle vir Petrus sien, staan daar, hulle was baie verbaas. Hoe maklik in ons lewens bid ons nie presies soos daardie gelowiges in Handelinge 12 nie. Ons bid vir groot dinge. Ons bid vir deurbrake, vir wonderwerke. Maar dikwels in ons agterkop het ons al reeds vrede gemaak met die realiteit dat hierdie eysterdeur in ons lewe net gaan toebly. En ek wil een en elkeen vanaand uitdaag om vir 'n oomblik baie persoonlik te raak. Gaan kyk 'n bietjie terug in die spieël van jou eie lewe. Dink aan 'n spesifieke tyd toe jy onophoudelik oor iets gebid het en die Here daardie gebed verhoor het. Onthou jy daai verligting? Daardie onbeskryflike oomblik toe jy in trane besef het, die Here het my regtig gehoor. Dit is daardie bergtop oomblikke wat ons geloof anker. Maar dan dink ons aan ander tye. Dink aan tye van droë seisoene, waar dit vir jou gevoel het of jou gebede doodgewoon teen die plafonnes vaslaan. Jy dalk benoud gebid vir 'n spesifieke werk wat jy moes kry, 'n onmiddellike uitkoms in 'n knellende finansiële krisis, of 'n herstel van 'n stukkende verhouding, of vir genesing toe dinge hopeloos gelyk het. En toe gebeur niks. Of dinge het self eers nog slegter geword. Dit het gevoel asof die hemel van koper is. Asof God heeltemal stil bly en jy eenvoudig weier om daai gebede te antwoord. Maar as jy vandag terugkyk, jare later, na daai onbeantwoorde gebede, hoeveel keer moes jy al met groot nederigheid erken het, dat God se tydsberekening eintlik perfek was? Hoeveel keer het jy al besef dat die Here juis daardie kere gebruik het om jou lewe in 'n ander rigting in te stuur? Dit wat vir jou betyds moes wees, was laat. Dit wat vir jou op daai stadium soos 'n nee van verwerping gevoel het, was eintlik 'n liefdevolle manier om jou te beskerm. Die antwoord was daar. Die antwoord was eintlik op tyd. Op God se tyd. Die antwoord dalk in 'n ander vorm as wat jy gedink het. En dit herinner ons aan een van die diepste waarhede van gebed. Gebed is in die eerste plek nie 'n plek of 'n gesprek waar ons God se arm kan omdraai om hom te oortuig om ons wil te doen nie. Gebed verander ons. Dit belyn ons ongeduldige harte met sy ewige wysheid. En terwyl ons bid en dalk voel dat ons lank in die donker wag, is God dalk alreeds agter die skerms besig om die wagte te laat slaap en die eysterdeure oop te laat swaai. Die verhaal van Petrus se vrylating is nie net 'n mooi stukkie in geskiedenis nie. Dis 'n magtige en 'n lewende herinnering dat ons as gemeentelede, dat ons as gelowiges vandag nog steeds dieselfde krag in ons hande het. As ons vir 'n oomblik daaraan dink, koning Herodes het die politieke mag gehad.
Hy het die swaarde gehad. Die 16 soldate. Die dik, ondeurdringbare tronkmure. Die vroeë gemeente het niks daarvan gehad nie. Hulle was weerloos. Hulle was uitmekaar gejaag. Hulle was gejag deur die owerhede en deur die Jode. Maar al wat hulle gehad het, was hulle saamgebinde gebede. En aan die einde van die dag het die gebed gewen. Aan die einde van die dag was die God wat hierdie krag vir hulle gee, die God vir wie hulle gebid het, groter as al hierdie dinge wat Herodes gehad het. Ons kyk so maklik vas teen die onmoontlike situasies in ons eie lewens, in ons eie gesinne, in ons eie land. Ons sien die Herodese, die wagte, die geslote huisdeure. Maar vanaand roep die Heilige Gees ons, moenie ophou klop nie. Moenie moedeloos raak as die antwoord voel, dit is nie betyds nie. Wanneer ons as gelowiges met 'n opregte hart saam staan in gebed, versit die Here steeds berge op maniere wat ons verstande te bowe gaan. Al wat van ons gevra word, is om aan te hou bid met 'n afhanklike verwagtinge hart. Neem God op sy woord. En as daardie antwoord eendag op 'n verrassende manier en op sy perfekte tyd aan jou voordeur klop, moet asseblief nie die deur in sy gesig toemaak, omdat jy dit nie dadelik verstaan nie. Maar wees gereed, wees hoop, en ontvang hierdie antwoord, hierdie uitkoms wat God vir jou gee. Want daar is krag in gebed. Daar is krag in wat ons glo. Daar is krag in God die enig. Ons verstaan en ons sien dit nie altyd raak nie. Maar die Here verhoor ons gebede. Hy ken ons hart. En hy sal altyd ons gebede verhoor. Amen. Ons Hemelse Vader, as ons vanaand in gebed voor U stil raak, wil ons hierdie geleentheid vat om vir U dankie te sê. Here, dankie dat U ons nie alleen mos nie. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U ons gebede verhoor. Maar wanneer ons hier uitstap, mag ons nie ophou bid nie. Mag ons nie een oomblik twyfel nie. Mag ons nie een oomblik hard en blind wees vir die uitkomste nie. Here, dankie dat ons 'n direkte lyn het. Dankie dat U 'n stuk van Uself in ons laat lewe deur die Gees. Here, help ons om met daai krag wat binne ons van U af is, dat ons dit sal gebruik in ons lewens en in die mense se lewens rondom ons. Ons prys U kragtige naam. Amen.